koning. Die toring van Babel, liewe broer en suster, wat ons hier in Genesis 11 vers 1 tot 9 vind, is seker een van die verhale wat ons as klein kindertjies vroeg geleer het oor wat daar aangaan. Maar as ons mooi daaroor nadink, is die verhaal van die toring van Babel die laaste van die sogenaamde oer- of prehistoriese verhale. En dit vorm eintlik vir ons 'n oorgang na die historiese verhale. Die eintlike verhale van Genesis begin al by Abraham. Genesis 1 tot en met vers 11 is eintlik 'n voorwoord of 'n proloog tot die hele Bybel. Die boodskap van Genesis 1 tot 11 is belangriker as die vraag of alles presies gebeur het, soos wat dit geskrywe is. Hierdie 11 hoofstukke wil vanoggend vir u en vir my kom sê, alle mense lyk soos Adam en Eva, soos Kain, soos Nimrod en die mense van die sonvloed. Alle mense lyk soos die mense van die toring van Babel. Maar God is ook, soos hy dit daar geteken het vir ons, altyd weer bereid om te vergewe. Altyd weer bereid om die mens te gaan soek nadat hy afgedwaal het en 'n ooreenkoms met hulle aan te gaan. As ons hierdie verhaal lees, dan sien ons hier eintlik 'n groot bouprojek. Die mense daar in die vlakte van Siniar het eintlik groot inisiatief aan die dag gelê, groot ondernemingsgees geopenbaar. Hulle eksperimenteer met 'n nuwe soort boumateriaal en begin bou aan 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel moes reik. Eintlik sou ons kon sê, hulle is nogal ambisieus, nie waar nie. Hulle visie en hulle missie was om vir hulle 'n naam te maak en om te voorkom dat hulle oor die hele aarde versprei. En dan lees ons in vers 5 dat God neergedaal het om te kom kyk na hierdie stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. Ons kan seker in die moderne taal sê, hy kom tree op as 'n bouinspekteur. Hy kom af om te kom sien wat hierdie mense doen en hoe hulle dit doen. Dit beteken glad nie dat hy nie geweet het wat op aarde aangaan nie. Nee, hier word eintlik fyn gespot met die mense se werk. Hulle magtigste pogings is eintlik nog so nietig dat God eintlik moet afkom om mooi te kom sien wat aangaan. En hy is glad nie beïndruk met dit wat hy sien nie. Hy keer glad nie goed wat hier in hierdie bouery aan die gang is nie. En dan kom die vraag by ons op, maar hoekom nie? Want daar was fout met die bouplanne. Hulle was besig om teen sy opdrag wat in Genesis 1 staan, toe hy vir die mens gesê het, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Destyds het die konings van die groot gebiede wat hulle oorheers het, vir hulle beelde gemaak van hulle self en dit opgerig, en dan het die betrokke koning op so 'n manier sy teenwoordigheid, sy heerskappy gesimboliseer met daardie beeld wat daar staan. In vandag se wêreld is dit meer algemeen dat 'n mens die foto van 'n leier van 'n land daar teen die mure sien hang. Stap maar by binnelandse sake in, of stap by 'n grenspos in, dan sien jy die staatspresident se foto en die minister van binnelandse sake se foto. Op so 'n manier wil hierdie mense sê, hulle is daar teenwoordig, hulle moet gerespekteer word vir die posisie wat hulle beklee. So was dit in die Ou Testamentiese tyd ook. Wanneer die mense hierdie beelde gesien het, het dit hulle herinner aan wie hulle heerser is en dat hulle sy wette moet gehoorsaam. Die koning se heerskappy het so ver gestrek as wat hierdie beelde dus sigbaar was. Maar God se plan was nooit om beelde van homself te laat oprig nie. Inteendeel, hy het dit verbied. Sy plan was dat die mens oor die aarde moes versprei om sodoende oral lewende beelde van 'n lewende God te wees. En wat gebeur hier in Genesis 11?
Die mens wat veronderstel was om oral oor die aarde te versprei en self beelddraers van God te wees, verkies om hulle op een plek te sentreer en 'n stad te bou. Hulle was dus meer ingestel daarop om hulle eie belange te bevorder as God se belange. Hulle wou met die oprigting van die toring vir hulle self 'n naam maak. Hulle wou met ander woorde beroemd wees, ander se bewondering dalk afdwing. Hulle beeld was vir hulle belangriker as God se beeld. Ons kan in vandag se terme seker sê, hulle het nie eers hulle bouplanne deur God laat goedkeur nie, maar sommer op hulle eie inisiatief gehandel. En dis altyd 'n groot fout. Ek as gelowiges moet altyd eers ons bouplanne laat goedkeur voordat ons begin bou. Want kyk wat het hier gebeur. God neem weer beheer op 'n geweldlose en 'n pynlose, maar 'n baie effektiewe manier. En wat doen hy? Hy verwar hulle taal. Toe kan hulle nie meer skielik met mekaar praat nie, hulle kan mekaar nie meer verstaan nie, en daar gebeur soos wat ons in die volksmond sê, 'n Babelse verwarring. En wat gebeur wanneer daar nie goeie kommunikasie is nie? Misverstande ontstaan. Alles kom tot stilstand en daar kom moontlike verwydering. Die mense spat uit mekaar reg oor die wêreld en so word God se oorspronklike doel verwesenlik met die verwarring van 'n taal. Maar liewe broer en suster, u en ek het 'n groot opdrag. Voordat die Here opgevaar het hy ons agtergelaat met die groot opdrag daar in Matteus 28, maar ook in Handelinge 1, waar hy sê, gaan en verkondig die evangelie aan al die nasies in Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. U sien, u en ek kan nie die geloof eksklusief vir onsself bly vashou nie. Die opdrag van God is gaan verkondig, gaan vertel. Ons mense het soms baie ander planne, hoe dat hulle hul talente of hulle tyd of hulle geld wil aanwend. Maar dit was en is nog steeds God se plan. Sy naam en sy beeld moet wêreldwyd bekend word. Moet wêreldwyd aanbid en vereer word. Soms het daar vervolging onder die Christene wat God se planne ignoreer het losgebreek. Hulle moes vlug en so is hulle as ware gedwing om gehoorsaam te wees en om nie mekaar op een plek te bly warm broei nie. Hulle moes die evangelie gaan uitdra. Mense wat by die halfklaar toring van Babel verbygeloop het seker hulle koppe geskit en gesê, ai, hoe jammer dat dit nou moes gebeur. Dat hierdie ambisieuse projek nooit voltooi word nie. Maar is dit regtig so jammer, my liewe broer en suster? Nie as ons met geloofsoë daarna kyk nie. Baie dinge waaroor mense vandag hulle koppe skud en sê, ai, wat 'n jammerte. Dit is dalk ook glad nie so jammerte wanneer ons oor 'n paar jaar met geloofsoë daarna terugkyk, dat ons nie meer so baie kon rondry en meer tyd tuis moes deurbring, dat ons moes leer om krag en water te bespaar, dat ons moes leer dat om 'n werk te hê nie so vanselfsprekend is nie, maar 'n voorreg. Dat ons moes leer om ons te kan verantwoord teenoor ander gelowe, soos die moslems byvoorbeeld. Ek sê nie dit is hoekom dit gebeur nie, maar die moeilike omstandighede in Suid-Afrika en die gevolglike grootskaalse emigrasie na ander lande in die wêreld kan ook 'n manier wees om die evangelie weer uit te dra na ander wêrelddele. Jy weet, as ons na die kerkgeskiedenis gaan kyk, dan was die bakermat van die gereformeerde geloof was Nederland, Holland. Vandag is hulle so liberaal dat hulle erken God nie eers meer. En is dit nie God se manier hoe hy ons jong mense uitstuur om die evangelie uit te dra nie? Ek weet nie, ek vra net. Die toestroming van vlugtelinge na Suid-Afrika is dalk 'n geval van, as Mohammed nie na die berg toe wil gaan nie, dan moet die berg nou maar na Mohammed toe gaan. Die feit dat ons deesdae gedwing word om ons sente om te draai, kan dalk God se manier wees, omdat te veel mense besig was om vir hulle self koninkrykies op te bou, in plaas van om na die koninkryk van God om te sien.
Te veel van ons was dalk meer ingestel daarop om vir onsself 'n naam te maak as wat ons God se naam uitgedraai het. En daarom kom die Here vanoggend na ons toe en hy sê, voorkom hierdie boufrustrasies man, moenie sukkel nie. Die bouers aan die toring was sekerlik bitter gefrustreerd omdat hulle nie hulle werk kon klaarmaak en hulle droom kon verwesenlik nie. Maar dit was nie God se droom vir hulle nie. Hulle het of nie eers gemaak daarvan voordat hulle begin bou het nie, of hulle het nie aan God se droom dat hulle oor die aarde moes versprei, hulle self gesteer nie. En dit verklaar dalk baie frustrasies waarmee ons soms sit, omdat ons bouplanne nie uitwerk nie. 'n Gemeente wat byvoorbeeld net besig is om sy eie koninkrykie te bou en vir sy eie lidmate te sorg, moet dus nie verbaas wees as hy baie dae gefrustreerd word nie, want hulle handel teen God se droom, teen God se opdrag om die evangelie die wêreld in te dra. Ons sukkel tans in ons gemeente om ons begroting te laat klop. Sal dit verkeerd wees om ons beskikbare fondse net op onsself te spandeer? 'n Mens kan in jou persoonlike lewe ook te veel op jouself en op jou gesin en op jou belange ingestel wees. Jy kan dalk net fokus om vir jouself 'n eie koninkrykie op te bou, om vir jouself 'n naam te maak, sodat mense van jou moet kennis neem. Al knyp die ekonomie, durf ons nie nou net elkeen aan homself of haarself begin dink nie. Dis juis nou die tyd, my liewe broer en suster, wat ons mekaar se laste moet begin dra. Wat ons God se beeld moet vertoon as die diensknegt by uitnemendheid. En ek wil afsluit vanoggend met die oproep wat na elkeen van ons toe kom. Kom ons help bou aan God se koninkryk en beywer ons vir die eer van God se naam. Want dan sal dit nie vir hom nodig wees om ons planne te verydel nie. Dan sal ons sy plan deurvoer in elkeen van ons se lewens. Ons kan vir mekaar sê, as ons hierdie bouplanne met God se goedkeuring aanpak, sal hierdie bouplanne God se goedkeuring wegdra. Mag dit so wees in elkeen van ons se lewens. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, genadige, troue Heer en Hemelvader, dankie dat ons kan weet dat U in die donkerste uur van ons benoudheid U vir ons die lig bring. Dankie dat ons kan weet, as ons met ons bouplanne na U toe gaan, dan is daar nooit vrees en kommer wat by ons hoef op te kom nie, maar dat U dit sal goedkeur, dat ons U naam sal verheerlik, dat ons U oproep sal gehoorsaam. Here, maar dan in ons sondaar mens wees, kom ons so maklik en sê, maar ek het nie die vrymoedigheid om met mense te praat oor die Here of oor die woord nie. Dominee, ons het nie die kennis wat jy het nie. En dis 'n aanklag wat ons teen onsself rig. Dat ons nie meer moeite en erns maak met U woord in ons lewens nie. Dat ons dit nie meer bestudeer dag en nag soos wat U in die woord vir ons sê nie. Dat ons nie meer omgee nie, Here. Dat ons verval het in hierdie wêreld met sy onchristelike beginsels en sieninge en standpunte. En daarom wil ons vanoggend kom pleit, vergewe ons, Here, want ons weet ook nie wat ons doen nie. Help ons om opnuut ernstig te word oor U woord en U koninkryk op aarde, dat ons 'n opdrag het om te gaan uitdra tot aan die lengtes en die breedtes van die wêreld. Gebruik ons, Here, in U diens, in opbou van U koninkryk. Here, ons wil vandag bid vir hulle wat nie hier is nie, wat die rede ook al mag wees, dat U in hulle harte sal werk en dat U hulle sal terugbring ook na U kerk, om te kom deel in hierdie wonderlike voorreg om onder die geklank van U woord te mag wees. Dat ons versterk kan word vir die dag van môre. Nuwe krag, nuwe ywer, 'n nuwe week met nuwe uitdagings.
Maar Here, ons wil ook aan hulle dink, wat op hierdie stadium swaar trek in ons gemeente, wat die omstandighede ook al was, mag wees, Here, ons het 'n week of 2 terug, die van Skalkwyk se nie opgedra, daar die probleem steeds in hulle midde, en ons wil bid, Here, dat U sal wysheid bring, insig bring, dat U lankmoedigheid sal gee. Dink aan Daan wat gaan vir 'n nekoperasie, Here, dat U self daardie geneesheer se hand sal neem en daardie operasie sal deurvoer, sodat dit 'n sukses sal wees, dat hulle weer kan herstel en kan kom saam aanbid en U naam kan verheerlik. Here, dis maar enkeles wat ons van weet, ons dink aan Karel Du Plessis se vader wat in die hospitaal is, dat U hand van seën en beskerming ook oor hulle uitgestrek hou. Here, en dan wil ons ook vanoggend bid vir hulle wat nog nie vir ons laat weet het van die probleme in hulle gesin of in hulle menswees. Here, wees ook hulle naby. Dra hulle in U Vaderhande, bemoedig, onderskraag, gee krag na kruis. Dankie, Here, dat ons U kan loof en prys ook vanoggend vir 'n wonderlike inkomste in ons bazaar. Here, ons sien absoluut U hand in elke sent wat ingekom het om U koninkryk in stand te hou. Help ons as kerkraad om hierdie geld te bestee na die beste van ons vermoë, tot opbou en tot uitbrou van U koninkryk op aarde. Hierdie dinge pleit ons in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.